Algebra. Vereenvoudig die uitdrukkings, vermenigvuldig monome. In hierdie video gaan ons in detail kyk hoe gaan ons te werk as ons monome vermenigvuldig. Wat is 'n monoom nou weer? Dit is 'n enkelterm. Die stappe wat jy altyd volg is: vermenigvuldig die tekens. Ken jou reëls. As twee terme gemaal word en die tekens is dieselfde, is die antwoord positief, en as die tekens verskil, is die antwoord negatief. Volgende vermenigvuldig ons al die koëffisiënte. Dit is mos die syfers voor die onbekendes. As daar niks staan nie, dan weet jy dit is 1. En die derde ding wat jy doen is om al die veranderlikes met mekaar te vermenigvuldig. Hier moet jy jou eksponentwette baie goed ken. Ons val sommer dadelik weg met voorbeelde. 2a maal 3a. Wat doen jy eerste? Ons maal die tekens. Hier staan nou niks voor nie. Wat beteken dit? Dit beteken albei die terme is positief. Ons weet 'n positief maal 'n positief bly 'n positief. So ons doen nie iets nie. Stap 2. Maal die koëffisiënte. Wat is dit? Die 2 en die 3. 2 maal 3 is 6. En laaste maal ons die veranderlikes. A maal a tot die mag 4. Wat sê jou eksponentwette? As die grondtal dieselfde is, tel ons die eksponente bymekaar. Die grondtalle is dieselfde, hulle is albei a. As daar niks bo die a staan nie, beteken dit sy mag is 1. So die antwoord is a tot die mag 1 plus 4. En ons kan dit oorskryf as a tot die mag 5. Wanneer ons met positiewe getalle werk, kan ons ook die plus uitlaat. Ons tweede voorbeeld, minus 2a maal 3a. Eerste, vermenigvuldig ons die tekens, 'n minus maal 'n plus, as daar niks staan nie, is dit 'n plus, dit is 'n minus. Die antwoord gaan negatief wees. Stap 2 maal die koëffisiënte, wat is dit? 2 en 3, 2 maal 3 is 6, en ons maal die veranderlikes, a maal a is a kwadraat. Minus 2b maal 3a. Eerste, vermenigvuldig die tekens. 'n minus maal 'n plus gee 'n negatiewe antwoord. Stap 2, maal die koëffisiënte. Weer, 2 maal 3 is 6, en ons maal die veranderlikes, b maal a. Hulle grondtalle is mos verskillend, so ons sit hulle styf teen mekaar en rangskik hulle alfabeties. Minus 6ab. Minus 2ab maal 2bc. Eerste, ons vermenigvuldig die tekens. 'n minus maal 'n plus gee 'n negatiewe antwoord. Stap 2, maal die koëffisiënte. Wat is dit? Die 2 maal 2 is 4. En nou maal ons die veranderlikes. Kyk nou mooi na al die veranderlikes. Ons gaan hulle almal apart maal. Daar is net 1a. Nou het ons 'n b hier en 'n b hier. Dit gee vir ons b kwadraat. En die laaste ene is c. 4ab kwadraat c. Hier het ons twee monome wat in hakies is, wat teen mekaar staan. Wat beteken dit? Dit is 'n maalsom. Hakies minus 5ab kwadraat c, maal hakies minus 4bc. Eerste maal ons die tekens, 'n minus maal 'n minus is 'n plus, die antwoord gaan positief wees. Stap 2, maal die koëffisiënte. 5 maal 4 is 20. En derdens maal ons die veranderlikes. Hier is 1a, so dit bly a. Hier is 'n b kwadraat en 'n b, altesaam 3 van hulle, so dis b tot die mag 3. En c maal c is c kwadraat. Dit is 'n positiewe getal, so ons hoef nie die plus vooraan te skryf nie. Die volgende bewerking waarna ons kyk is monome wat verhef word tot 'n mag. Ons het weer 3 stappe. Bepaal die teken, verhef die koëffisiënte tot die mag, en dan verhef ons die veranderlikes tot die mag. Jy moet weer seker maak dat jy jou eksponentwette baie goed ken en weet hoe om dit toe te pas. Die eerste voorbeeld, 2ab alles in hakies verhef tot die mag 2. Jy kan nou ook gaan en die hakies 2 keer skryf, maar wat gaan jy doen as dit sê nou maar verhef is tot die mag 8? Dan moet jy 8 keer maal, en dis daarom heeltemal te lank, so ons doen dit op 'n maklike manier. Die eerste stap, bepaal die teken.
Daar is geen negatiewe tekens in sig nie, so ons weet die antwoord is positief. Jy hoef nie die plus te skryf nie. Nou verhef ons die kwosiënt tot die mag. 2 tot die mag 2. En ons kan dit uitwerk as 4. Laaste verhef ons die veranderlikes tot die mag. A word a kwadraat en b word b kwadraat. Hier het ons minus 2a kwadraat. Alles in hakkies verhef tot die mag 2. Eers kyk ons na die teken. Die minus is binne in die hakkies, so jy moet die mag op die minus ook toepas. Wat sê die reël as dit 'n ewige getal mag is? Dit word 'n positiewe teken. Nou verhef ons die kwosiënt tot die mag, 2 tot die mag 2, en ons werk dit uit as 4. Laaste verhef ons die veranderlikes tot die mag. A kwadraat verhef tot die mag 2. Wat sê die wet? As ons 'n eksponent verhef tot die mag, gaan ons hulle met mekaar vermenigvuldig. A tot die mag 2 maal 2, so dit is a tot die mag 4. Ons volgende voorbeeld het ons minus 2a kwadraat. Alles in hakkies verhef tot die mag 3. Wat gaan die teken nou wees? Die minus is binne in die hakkies, so jy moet die mag op die minus ook toepas. Wat sê die reël as dit 'n onewe mag is? Dan word die teken negatief. 3 is 'n onewe getal, so die antwoord is negatief. Nou verhef ons die kwosiënt tot die mag. 2 tot die mag 3. 2 maal 2 is 4, maal 2 is 8. Laaste verhef ons die a kwadraat tot die mag 3. Nou moet ons die eksponente met mekaar maal. 2 maal 3 is 6, minus 8a tot die mag 6. In die laaste voorbeeld staan die minus buite die hakkies. Dit beteken die minus word nie deur die mag verander nie. Die mag moet net toegepas word op alles binne in die hakkies. Die antwoord gaan negatief wees en ons hou vir eers die hakkies. Nou verhef ons die kwosiënt tot die mag 2. 2 tot die mag 2 en dit is 4. Laaste verhef ons die veranderlikes tot die mag 2. A word a kwadraat en b word b kwadraat. Daar is geen verdere bewerkings binne in die hakkie nie, ons kan die hakkies uithaal. Die antwoord minus 4a kwadraat b kwadraat.